Vriende, voordat ons saam lees uit die Here se woord uit, net weer vinnig 'n laaste recap van alles wat ons die week saam met mekaar deur is. Ons het begin met Hemelvaart deur te sê dat ons op die Here wag. Dat ons wag op die Heilige Gees en dat ons nie uit ons eie mag uit moet beweeg en die wêreld ingaan nie, maar dat ons moet wag op die Here se teenwoordigheid, want dit is die Heilige Gees wat ons dra en ons in staat stel om getuies van die Here te wees. Maar ons het ook gesê om te wag is nie goed genoeg nie, ons moet luister ook. Ons moet onsself inskerp, aktief luister na waar is die Here besig in ons lewens? Waar sien ons die Here raak? Te luister na waar is die Heilige Gees besig om met ons te praat in ons lewens. En dit is eers wanneer ons gewag het en geluister het, dat ons met vrymoedigheid kan deel. En wanneer ons deel wat die Here in ons lewe doen, deel ons as goeie getuies. En 'n getuie is nie iemand wat met groot woorde moet kom of 'n verkoopsbeampte is van enige iets nie. 'n Getuie is iemand wat net eenvoudig deel, wat beleef hulle van die Here? Wat het die Here in my lewe gedoen? Wat het ek gesien? Wat het ek gehoor? Wat het ek beleef? Want wanneer die Here vir ons deure oopmaak, dan maak die Here vir ons deure oop om getuies te wees. Toe sê ons mekaar, dat wanneer ons met ander mense deel ons ook deur gefokus te wees op waar is ons invloed in hierdie lewe. En ons het gelees van Nehemia, en in Nehemia het almal gebou aan die stukkie muur buite hulle huis. Jy weet, ek wat hier in die ou dorp bly, ek het nie daar gaan bou in Pineview nie, en iemand wat in Klipkop bly, gaan bou nie daar by die Bult nie. Jy bou by die stukkie buite jou eie huis. Natuurlik is dit dan nou 'n metafoor vir jou eie persoonlike lewe. Waar is die mense met wie jy verhoudings het? Waar is die gemeenskap waar jy 'n invloed het? Dit is daar waar jy geroep is om te bou. Maar wanneer ons deel in die Here se roeping, wanneer ons saam met die Here bou in die Here se koninkryk, dan help dit nie ons bou as ons nie geanker is in die Here nie. En ons het die beeld gebruik van 'n groot skip. As jy 'n groot skip is en jy's nie geanker nie, dan gaan jy hierso ronddobber in die waters en jy gaan in gevaarlike waters in beweeg en jy gaan later op die rotse beland. En dit gaan nie werk nie. Net so, wanneer ons geanker is in die Here, moet ons tot ruste kom. Dit help nie ek gooi my anker af en ek hou my engines aan en ek ry die hele tyd in sirkels nie. Ek meen, dit gaan nie werk nie. En soms wanneer ons 'n groot geloofsprong neem, dan moet ons die Here vertrou dat die Here ons gaan anker. Ons moenie bang wees dat ons nie deur dit gaan kom nie, die Here sal ons dra in ons anker. En dit bring ons by ons laaste aand wat ons gepraat het oor krag. Dat ons deur die Heilige Gees krag ontvang, maar dat om te werk deur die kragtige werking van die Heilige Gees beteken ook om onsself in te oefen. Net soos wanneer ek gym toe gaan en ek oefen my spiere, net so moet ek my eie geestelike lewe in oefen. En daai oefenprogram vir my geestelike spiere, dis die vrug van die Gees. Dis die goeders waartoe ek streef, waartoe ek werk. En daai vrug van die Gees, dis die Here se karaktereienskappe. So ons het vir mekaar gesê, dat ons gaan nie nou net poef môreoggend wakker word en dan ewe skielik al 9 vrug van die Gees uitleef nie. Nee, ons moet baie gefokus begin werk aan een ding en daarop bou soos wat ons gaan in ons lewens. En as ons al hierdie dinge in ag neem, waar ons gepraat het, en ons is geroep om te getuig van die Here, is die laaste ene wat ons vanoggend by mekaar vassit met die uitstorting van die Heilige Gees, is dat ons gestuur is. Dat die Here ons stuur na hierdie wêreld. Dit alles in ag genome, kom ons lees dan die bekende gedeelte uit Johannes 13. Julle is welkom om saam te lees, Johannes 13, vanaf vers 12 tot 15 en vers 34 tot 35. Jy is welkom om saam te bly, vir die van julle wat nie julle Bybel hier het nie, kan julle maar net luister en inneem. Toe hy hulle voete klaar gewas het, en weer sy boklere aangetrek het en aangeleen het om te eet, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my meester en Here en julle sê dit reg, want ek is dit. As ek julle Here en leermeester dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het immers vir julle 'n voorbeeld gegee, sodat julle ook kan maak soos wat ek gemaak het.
gaan ons na vers 34 toe. Ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Ek gee vir julle 'n nuwe verbond. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Nou vriende, hierdie gedeelte in die Bybel is 'n baie bekende ene. Ons almal het dit al gelees en weet daarvan. Nou hier aan die einde van die Pinksterweek herdenk ons die Heilige Gees se teenwoordigheid in ons lewens. En ons het probeer om so prakties moontlike Pinksterweek te hê. Dat dit nie net 'n teologiese ding is dat ons praat oor die Heilige Gees nie, dat ons mekaar uitdaag om goeie mense en burgers en grabou te wees en dit so uit te leef. Hier lees ons hierdie Sondag van Johannes 13. En in Johannes 13 vind ons Jesus aan tafel met sy disippels. En dit is die einste aand dat hy die nagmaal ingestel het wat ons hiervan lees. En voordat hulle eet, doen Jesus iets wat almal skok. Hy staan op van die tafel af en hy begin om sy disippels se voete te was. Nou ek weet nie van julle nie, maar as ek hierdie teks in vandag se tyd lees, voel ek dikwels skuldig. Ek was al by 'n paar preke wat oor hierdie teksgedeelte gaan. En by van daai preke het ek hierdie teks gehoor en daar was baie keer geleenthede waar jy ook iemand se voete kan was. En baie keer eintlik al wat ek uit die diens uit geneem het is dat ek 'n slegte Christen is omdat ek nie bereid is om iemand se voete te was nie. Baie keer lees ons hierdie teksgedeelte en ons voel baie skuldig. Ons begin dink aan al die mense se voete wie ons nie gewas het nie. En baie keer krimp ons maar net in ons skuldgevoel. Maar ek dink glad nie dit is wat Jesus deur hierdie aksie in ons wou wakker maak nie. Ek dink nie dit was die intensie van hierdie voete was of hierdie gebaar van liefde is om ons skuldig te laat voel omdat ons nie self ander mense se voete was nie. Ek dink ons mis verstaan baie keer wat gebeur het in daai aand. Voete was in daardie tyd nie een of ander geheimsinnige godsdienstige ritueel wat mense gedoen het. Dit was regtig net 'n alledaagse werklikheid vir mense in daai tyd. Hulle het sandale gedra en hulle het geloop op stofpaaie, het hulle rondgeloop en so mense se voete het vuil geword en stinkend. En so wanneer jy by iemand gaan kuier, was dit 'n basiese, praktiese en 'n noodsaaklike gebruik dat jy jou voete moes gewas het, maar net vir higiëne en gemak. Want dink ook daar by jouself, ons sit vandag lekker om tafels en stoele as ons by mekaar kom, ons het dalk ook self skoene aan, maar in Jesus se tyd het mense nie by tafels en stoele gesit nie, hulle het sulke lae tafeltjies gehad en hulle het aangelê by die etenstafel. So as jy nie lekker gelê het, dan was iemand se vuil voete nou ook in jou gesig gewees. So die besigheid het nie so lekker gewerk nie. So dit was belangrik dat mense jou voete was. Nou as jy gekom het by iemand se huis, was dit normaalweg die gebruik van die laagste slaaf in die huishouding wat die laagste rang gehad het, om hierdie voete vir jou te was. Maar wat doen jy as 'n klomp pelle bymekaar is en daar's nou nie regtig 'n slaaf om die voete te was nie? Die belangrike ding wat ek soms vergeet is dat wanneer die disippels bymekaar kom vir hierdie maaltyd, het hulle net die vorige aand nog met mekaar gestry oor wie die grootste en die belangrikste is. Onthou julle dit? Hulle het met mekaar gestry oor wie die belangrikste is onder hulle, wie die mees specialste is. En so is duidelik dat in hierdie situasie, wanneer hulle by mekaar kom om die Here se tafel, dat niemand van hulle wou die handdoek of die waterbak optel nie, want hulle was te trots. Nie een van hulle was bereid om die laagste plek in te neem en die ander se voete te was nie. So binne hierdie konteks maak dit nog soveel merkwaardig wat Jesus dan doen. As niemand van hulle dan bereid was om die nitty-gritty werk te doen nie, staan Jesus op en doen hy dit. Hy trek sy boekleed uit, hy bind die handdoek om sy middellyf en hy doen die vuil praktiese werk wat gedoen moes word, maar wat almal te hoogmoedig was om te wou doen.
Jesus sê nie vir ons moet vandag hier uitloop en in Grabouwse state rondloop en soek vir mense om sy voete te was nie. Wat Jesus hierso doen is dat hy breek die idee van status af. Hy sê vir ons, geloof beteken dat jy is nooit te goed vir die alledaagse praktiese behoeftes van die mense rondom jou nie. En jy moet nooit dink dat jy te spesiaal is of te hoë status is om te gee vir jou medemens of iemand wat naaste aan jou is wat 'n behoefte het nie. As julle volgers van my wil wees en as mense wil sien wat dit beteken om my te volg, sal hulle dit sien in julle liefde vir mekaar en hoe julle mekaar hanteer. Dit gaan oor 'n gesindheid wat sê ek is nie te belangrik om te dien waar daar nood is nie. Die voete wat Jesus gewas het, is nie voete van vreemdelinge nie. Dis voete van die mense wie die naaste aan hom was. Dis mense met wie hy jare spandeer het, die woord verkondig het, hierdie is sy familie. En as die disippels wat mekaar so goed ken en mekaar ook as familie, saam gereis het met Jesus, saam wonders gesien het, as hulle nie eers bereid is om mekaar se voete te was nie, wat sê dit dan nou eintlik van die evangelie boodskap wat hulle moet versprei? Die vraag is dus, as ons nie die voete van die wat die naaste aan ons lewe kan was nie, die moeilike vuil werk kan doen vir die vir ons die liefste is nie, hoe kan ons getuies wees van God se liefde in hierdie wêreld? As ons nie bereid is om nederig te wees aan die mense wat die naaste aan ons is nie. Vriende, ek dink dit is wat my ook help met Pinkstertyd en die Heilige Gees se werking binne elkeen van ons. Is om te sê dat wat ons beleef in ons eie interne geloofslewe, die pad wat die Here met ons stap, dat dit nie net stop by onsself nie, maar dat die Heilige Gees ons eerste help om daar waar ons met ons medemens is, die mense wie ons naaste aan ons is, om daar werklike getuies te wees van die liefde wat binne ons lewe. Ons kan nie getuies van God se liefde aan die wêreld wees as ons nie eers kan getuig aan die mense wat naaste aan ons is nie. As ons nie daai getuienis van liefde kan leef aan my familie, my vriende, aan my kerkgemeenskap nie. Dit help nie, ons het 'n mooi week wat ons nadink oor die praktiese getuienis van die Heilige Gees in ons lewens, en dit stop net by ons nie. En dit is die wonderlike goeie nuus van die Pinkstertyd, is dat dit is juis het ons vir mekaar keer op keer gesê dat dit die Heilige Gees is wat binne ons lewe. Dit is die Heilige Gees wat die moeilike werk doen, dit is die Heilige Gees wat ons in staat stel, die vrymoedigheid stel, om te doen dit wat ek moet doen, om liefde uit te leef aan my medemens. Soos wat ons hierdie hele Pinksterweek gedoen het, los ek julle weer met 3 praktiese aksies wat jy kan toepas in jou eie lewe. En eerder as ons nou elke aand van Pinksterweek se 3 praktiese aksies almal in 'n lys te herhaal, wil ek dit vanoggend distil na 3 dinge wat alles omvat. Jesus het daarvan gehou om dinge bymekaar te vat. En so toe hy die disippels se voete gewas het, wat het hy gedoen? Hy het vir hulle gesê, ek gee vir julle 'n nuwe verbond. Wat ek gedoen het en wat ons doen, som ons op in hierdie dinge. So, kom ons herinner weer mekaar aan 3 praktiese goed wat jy saam met jou kan vat hierdie week. Die eerste ene is om daagliks in jou lewe 'n geraasvrye spasie vir jouself te skep. 'n Geraasvrye spasie wat jy in die Here se teenwoordigheid kan wees. Nou as ons terugdink aan die week, word dit geanker in die idee van luister en van anker, daai 2 aande wat ons met mekaar spandeer het. Ons beweging as volgeling van Jesus begin deur inwaarts en opwaarts te kyk. En ons kan nie skink uit 'n leë bakkie uit nie. As ons self sukkel en worstel en leeg is binne onsself, hoe kan ons ander mense help? So dis belangrik dat ons stil word. Skep 5 of 10 minute elke dag wat jy die geraas kan afsit. Haal asem. Moenie probeer om die perfekte gebede te formuleer nie, maar bring jou moegheid, die dinge waarmee jy pla, die sigte, bring dit na die Here en word stil voor die Here. As ons nie stil word nie, kan ons nie getuies wees nie. Hoekom? Want dit is in daardie stilte wat die Heilige Gees jou anker.
As jy gereed in stilte by God gaan sit, word jy minder kwaad en kry jy die kapasiteit om in sagmoedigheid na die wêreld te kyk. So die eerste ene is, word stil. Die tweede ene is, kyk uit by jou voordeur en oefen die vrug van die Gees. En dit koppel ons aan die doen en oefen, die kragaande wat ons oorgesels het. Ons geloof is plaaslik, dis nie net iets wat in jou binnekamer bly wanneer ons stil word by die Here nie. God vra nie van jou om die hele wêreld se krisisse op te los, hy vra van jou om 'n stukkie muur oorkant jou huis te bou. Die Here vra van jou om te kyk wat rondom jou in die gang is, te weet waar het jy invloed en waar is jou verhoudings en om daar te werk. So die aksie wat hiermee gepaard gaan is om te identifiseer die stukkie muur wat buite jou huis is. Te identifiseer waar is my invloed? My gesin, die bure wat langs aan my bly, die mense met wie ek werk op kantoor of op die plaas. En wanneer jy met hierdie mense omgaan, vra die Heilige Gees om jou te help om aan een spesifieke ding te werk binne jou lewe. As jy sukkel om geduld te hê met die mense rondom jou, vra vir die Here om daarmee te werk. Hoekom? Want mense sien wie jy volg deur jou aksies en jou integriteit te midde van die alledaagse lewe waarbinne jy is. Deur bloot eers te luister na mense en hulle met waardigheid hanteer, word ons 'n geur vir hierdie wêreld. Daai woorde wat Paulus van gepraat het, ons woorde en aksies word besprinkel met sout. Word stil, kyk by jou voordeur uit en kyk waar kan jy werk. En dan die laaste ene is gekoppel aan die praat en wagaande. Artikuleer jou hoekom wanneer jy die Gees vir jou die deur oopmaak. En vir die van julle wat hierdie aand gemis het met die Pinkster, wat ons hierby beteken is, moenie prekerig wees wanneer jy met mense praat oor die Here nie, moenie formules of dinge op mense afdoen nie. Wees bloot net gereed om opreg te getuig oor wat die Here in jou lewe doen. Wanneer die Here vir jou 'n deur of 'n geleentheid oopmaak, wees net gereed om met mense te praat. Moenie probeer om deure oop te skop soos wat ons hierdie week vir mekaar gesê het nie. Maar bid dat die Here jou vooruitgaan om vir jou deure oop te maak om geleenthede te hê waar jy met mense kan getuig. En wanneer jou iemand vra hoekom jy soveel vol hoop en kalmte in jou lewe is, dan kan jy bloot eerlik net sê, sedert ek dinge saam met die Here hanteer, leer ek wat regtig belangrik is. Hoekom? Want niemand kan stry met jou eie ervaring van genade nie. Jou storie kan nie losgemaak word van jou belewenis van die Here nie. So vriende, na al die dinge wat ons vir mekaar gesê het hierdie week, wil ek jou aanmoedig, wanneer jy sukkel om 'n getuie te wees van God se liefde in hierdie wêreld. Wanneer jy voel, jy weet nie of jy geroep is om met mense te praat oor die Here nie, dra hierdie 3 dinge saam met jou. Word stil, kyk, waar is jou stukkie muur waar jy aan moet bou, en wees gereed om mense te vertel van hoekom jy glo wat jy glo en hoe die Here jou verander het. Vriende, dit is by hierdie wonderlike tyd van die jaar wat ons die voorreg het om aan die Here se nagmaalstafel te kom sit. Hierdie is die Here se tekens wat hy vir ons gegee het, en ons almal is welkom by hierdie tafel. En wanneer ons hier by mekaar kom ons nie as mense wat dink ons het hierdie 3 stappe perfek agter mekaar gekry en dat ons alles in ons lewe agter mekaar het nie. Ons kom juis aan die Here se tafel om gevoed te word, want ons is maar net mens en ons skiet almal tekort soms. Johannes, die Here sê vir ons in die teksgedeelte vanoggend, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Wanneer ons by mekaar kom by hierdie tafel, is dit 'n simbool van die liefde wat die Here in ons wakker maak. Die feit dat ons nie ander mense kan lief hê as ons nie besef dat die Here ons eerste lief het nie. Die feit dat die Here vir ons omgee, dat die Here ons gered het, dit is wat ons krag gee om goeie mense te wees. Dit is waar die Heilige Gees werk binne elkeen van ons, om te weet waar my afhanklikheid vandaan kom. Hier by die tafel, sit ons in nederige afwagting by die Here. Ons sê dat ons die Here nodig het en dat die Here elkeen werk met ons soos wat ons gaan.
Ons eet die brood en ons drink die wyn sodat Christus se liefde deel van ons DNA kan word. Ons ontvang sy genade hier sodat ons dit môre kan gaan uitdeel. Uitdeel op die plaas en die winkels oral waar ons leef en beweeg. Nou vriende, ek gaan nou geleentheid gee terwyl ons die tekens uitdeel, dat ons luister na 'n lied deur Oase Gemeente en ons so die lied gaan speel, en terwyl ons die lied speel, gaan ons, ek wil graag vra vir die wat vorentoe moet kom, vandag by die nagmaaltafel gaan Allewyn en Miranda sit, Terina en Mariette en Kobus. So terwyl ons luister na hierdie lied, gaan ek vir julle vra om vorentoe te kom, en dan gaan ek ook vra vir die diakens en die kerkraadslede om ook te begin uitdeel. So as jy reeds jou wyntjie en jou broodjie het, sit en luister net verder na die lied, word teenwoordig in die Here se teenwoordigheid, word rustig in die Here se teenwoordigheid. En so ook as jy nie deel is van hierdie gemeente nie, is jy welkom om saam die nagmaal te geniet. Ons deel al die tekens uit en dan sal ons dit daarna saam gebruik. Ons liefdevolle Heer en Verlosser, ons kom na U toe met soveel dankbaarheid, maar tog struikel ons soms in ons eie menslikheid. Vanoggend word ons herinner dat U ons roep by die naam, dat U ons liefhet, ondanks al ons tekortkominge. U liefde vir ons is groot. So groot dat U U lewe gegee het vir elkeen van ons. Nie net dat U U lewe gegee het, Heer, maar U Heilige Gees lewe binne elke liewe een van ons. Dis daai einste Gees, Heer, wat ons krag gee, moed om aan te hou te midde van moeilike tye. Dis daai Heilige Gees wat ons bemoedig, wat ons uitdaag, wat ons roep, ons uitnooi. Dis daai Heilige Gees wat ons help in oomblikke wat ons nie weet hoe nie. Die Heilige Gees wat ons in staat stel om dinge te doen ver groter as ons ooit sou kon droom. Dis U Gees wat hier ons werk. Hierdie vlammetjie brand binne elkeen van ons, net soos wat dit gebrand het oor die hoofde van daai eerste apostels. En elke keer wanneer ons die vrug van die Gees uitleef, elke keer wanneer ons iets goed doen, wanneer ons getuig, dan steek daai vlammetjie aan binne iemand anders. So skersies van een wat die ander aansteek, Heer, so versprei U Heilige Gees steeds soos 'n veldbrand deur hierdie wêreld. Maar Heer, die werk van U Heilige Gees is nog nie klaar nie. U gebruik elkeen van ons daagliks. Mag ons, Heer, rus aan die voete, sodat ons werklik getuies van die liefde in hierdie wêreld kan wees. Amen.